Die polisie maak gereed vir môre se sogenaamde D-dag betogings teen onwettige buitelandse burgers en waarsku motoriste om brandpunte te vermy. En 'n vroulike veldgids van Limpopo stap weg met die gesogte veldgids van die jaar toekenning. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Die Tshwane Metropolisie het motoriste gewaarsku dat verskeie strate in Pretoria môre geraak sal word deur die beplande March and March optog teen onwettige buitelandse burgers. Betogers sal om 10 uur by Kerkplein in Pretoria se middestad byeenkom en na die Sunnyside polisiekantoor opruk waar die optog na verwagting om 3 uur die middag sal eindig. Verskeie hoofroetes, waaronder Paul Creer, Francis Baard, Lillian Ngoyi, Madiba, Nelson Mandela, Kotse, Robert Sebokwe en Leidstraat sal tydelik geraak word. Die Tshwane Metropolisie en die Suid-Afrikaanse Polisiediens sal ontplooi word om wet en orde te handhaaf. Die Johannesburg en Sandton sakekern word as hoë risikogebiede uitgewys en motoriste word versoek om gebiede soos Parkstasie, Hillbrow, Braamfontein en Jouwel te vermy. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het al sy hulpbronne ingespan om die aanval op die geskorste adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Firoz Khan te ondersoek. Khan is gisteraand in Houghton in Johannesburg geskiet en is in 'n kritieke toestand in die hospitaal opgeneem. Die ondersoek word deur die Gautengse Valke, misdaadintelligensie en die speurdiens ondersoek en die politieke moordetaakspan volg ook leidrade op. Khan moes eerskomende Woensdag op 1 Julie voor die Matlanga-kommissie verskyn. Die Gautengse ALR vir onderwys, Lebogang Mahile, sê strafregsaake sal geopen word teen persone wat by beweerde korrupsie in openbare skole betrek word en dat die verantwoordelikes vervolg sal word. 'n Interne ondersoek het 41 gevalle van beweerde korrupsie, bedrog, finansiële wanbestuur en verkrygingsonreëlmatighede tussen 2023 en Junie vanjaar uitgewys. Dit sluit skoolhoofde, beheerliggaamlede, finansiële beamptes en onderwysers in. Die departement sê die wanbestuur ontneem leerlinge van basiese noodsaaklikhede soos kos, handboeke en meubels met beweringe dat selfs skoolvoedingsprogramme en skoolvoorraad gesteel word. Die VSA en Iran beplan om môre in Doha in Qatar bymekaar te kom vir tegniese gesprekke na 'n nuwe toename in aanvalle tussen die twee lande. Volgens mediaberigte sou die samesprekings oorspronklik in Switserland plaasgevind het en op Iran se kernprogram gefokus wees, maar dit is na Qatar geskuif om meer op die strategies belangrike straat van Hormuz te fokus. Amerikaanse magte het Iran die afgelope naweek daarvan beskuldig dat hy 'n vragskip in die gebied aangeval het, waarna Amerikaanse lugaanvalle op Iranese militêre teikens gevolg het. Iran het op sy beurt die VSA beskuldig van 'n ernstige skending van 'n tussentydse ooreenkoms wat op 17 Junie onderteken is. Sarah Barrett van die Thorny Bush Game Lodge in Hoedspruit in Limpopo is aangewys as die veldgids van die jaar. Die kompetisie bring van Suid-Afrika se top veldgidse bymekaar en toets hulle vaardighede wat wildkennis, nasporing, storievertelling, gaservaring en professionaliteit insluit. Barrett se oorwinning is besonder betekenisvol aangesien sy slegs die tweede vrou in die kompetisie se 15 jaar geskiedenis is wat met hierdie gesogte titel weggestap het. Haar prestasie word beskou as 'n inspirasie vir jong vroue wat 'n loopbaan in natuurbewaring en toerisme wil volg en sonder Suid-Afrika se veldgidstalent bo die res van die wêreld uit. Dit bring ons aan die einde van vanaand se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ons het môre weer 'n afspraak.